doen en ek dink so by myself weet, sal dit nie fantasties wees as die Here kom op klokslag middernag of baie keer dink mense het 'n spesifieke datum in gedagte of 'n dag in gedagte. Die Hemelvaartdag of 'n spesiale dag en datum wat mense in gedagte het en toe sê die Here vir my ek selfsugtig. So ek sal die Sondag daarvan vertel. Sondag sal ek vir u vertel wat 'n aardige openbaring ek gehad het oor my eie selfsug. Maar vandag wil ek graag met u gesels weer eens, net 'n kort gedagte, omdat ek weet dat almal van ons het planne en almal van ons het plekke waar ons wil wees en daar's familie wat by mekaar kom en so. Ons is nou nie regtig die tipe van mense wat nou 'n reuse vreugdevuur gaan bou en dan om die vuur gaan dans of so nie. Maar ons het nog steeds, elkeen van ons het iets in gedagte wat ons graag vanaand nog wil doen voordat die groot klok slaan. So as 'n titel vir die gedagte sal ek dit noem 'n nuwe jaar en 'n nuwe begin. En dit is nie die mees oorspronklikste gedagte nie, maar dit is treffend. Dit is tot die punt af, kortliks, saaklik, en dit is feitelik korrek. Dit is die einde van 'n jaar en die begin van 'n nuwe jaar, en dit is die begin van nuwe dinge vir ons. So die gedagte wat ek met u wil deel, gaan oor die verlore seun. Op Kersdag het ek gesê dat ek wil u iets vertel van die verlore seun. Hierdie is die geleentheid. Op Kersdag het ek verwys na die geskenke wat die verlore seun ontvang het by sy terugkeer, en vandag gaan ons 'n bietjie meer daaraan dink. 'n ander invalshoek. Ek gaan nie die hele Lukas 15 vir u lees nie. Die gelykenis beslaan etlike verse, maar ek gaan tog vers 18 en 19 eers met u deel en dan van vers 22 tot vers 24 en u sal dit dan volg op die PowerPoint. So die man het 2 seuns gehad en die jongste seun het 'n punt bereik waar dalk was die plaaslewe nie vir hom nie, dalk was die boerdery nie vir hom nie, dalk was dit was net nie meer sy belangstelling nie. En na die harde werk en al die werk op die plaas en die boerdery wat nie vooruit gaan nie, toe sê hy eendag vir sy pa, hy wil graag nou al sy erflating hê, maar as strand genoeg, hy sê vir sy pa, hy sê, gee my wat my toekom. En dit weer eens is 'n baie selfsugtige manier om 'n vroeë erflating te beskryf. Want hoe weet 'n mens wat jou toekom? Die gelykenis, ons het almal al hierdie gelykenis gehoor. Ons het al almal 'n boodskap gehoor oor die verlore seun. En elkeen van ons was al daar dat ons die verlore seun was in een of ander vorm. Hierdie gelykenis het al met duisende mense gepraat. En vandag gesels dit maar weer met ons ook. Toe hy nou sê, gee my wat my toekom, het sy pa nie teëgestribbel en teengeskop. Hy het so gemaak. Hy sê nee, kom ons deel dit dan nou maar op en jy kan kry wat jy wil hê, en hy gee vir sy seun. Die woord van die Here sê vir ons dan in vers 17, voor vers 17, dit het nie baie dae later nie, toe vat hy wat hy gekry het en hy verkas daarmee. En ons almal weet hoe hy dit verkwis het en skandaalberig gelewe het, totdat daar hongersnood in die land uitgebreek het. En toe hy verlang het om terug te wees na die huis van sy vader, toe hy sê, daar's baie diensknegte wat vir my pa werk, en elkeen van hulle lewe beter as wat ek lewe. Hy wou die pele geëet het wat vir die varke gevoer word, maar niemand wou vir hom van die pele gegee het nie. Die man was regtig, hy was op die laagste sport van sy lewe op daardie stadium. In vers 17 sê die woord van ons vir die Here vir ons, maar hy het tot homself gekom. Hy het tot inkeer gekom. Hy het vir homself besef, waar staan hy? Wat het hy oor? Daar's 'n grappender verwysing wat ek eendag gehoor het van 'n man wat gesê het, jong, jare gelede het hy met niks begin. En vandag het hy nog steeds die meeste daarvan oor. Almal van ons begin onder. Almal van ons begin basies met niks net. Maar die jongen het gedink, ja, ek het my vroeë erflating, ek gaan nou royaal lewe. En hy het gedink, hy gaan vir hom 'n beter toekoms bewerk.
as wat hy aan sy vader huis kon doen. Maar 'n mens moet na aan jou vader wees. 'n Mens moet na aan jou vader bly. Dan vers 18 en 19, nadat hy tot sy sinne gekom het, sê hy vir homself, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u. En ek is seker daarvan, die man het baie veroordeling verwag. Vers 19, ek net my bril afhaal. Hy sê vir sy pa, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. Die man het werklik berou gehad. Sy hart het tot hom gespreek. Hy het tot inkeer gekom. Hy het homself besin en homself bevind op 'n plek waar hy nie wil wees nie. Nie een van ons, kan ek eerlikwaar nou sê, kan bekostig om onsself op 'n plek te vind waar ons dink of besef, ons is sonder ons hemelse Vader nie. Nie een van ons moet ooit op 'n plek kom waar ons vir onsself sê, maar ek het myself vierkantig in die spieël beloer en ek kom agter dat ek is sonder die Here my God nie. Here wat letterlik alles in die lewe is, alles vir ons is. Nie een van ons moet ooit daar kom nie. Maar ongelukkig as jy die verlore seun is, dan moet jy tot daai punt kom waar jy besef, maar ek moet teruggaan na my pa toe. Ek moet vir my pa sê, ek het teen u gesondig, ek het voor die hemel gesondig. Ek is nie waardig om die seun genoem te word nie. En dan interessant genoeg, toe die jong man by die huis aankom en hy dit vir sy pa sê, vers 22, ek kan net weer my bril afhaal, ek lees baie makliker sonder die bril. Van vers 22, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig, maar die vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Daar is geen veroordeling nie. In ons lewe is ons ook baie kere bang van die veroordeling wat ons gaan raakloop. En interessant genoeg, wanneer dit by die verlore seun kom, is dit sy broer wat hom veroordeel het. Maar sy pa sê vir hom, as hy later aanlees, sê, wees saam met my bly, jou broer was dood, en hy lewe weer. Hy het teruggekeer in die arms van sy vader. Hy het sy geskenke gekry, boven dit waarmee hy weg is by die huis. Die beste kleed, 'n ring vir sy vinger. Daardie ring, as dit 'n seelring was, het hulle gebruik om die inkopies te gaan doen. Hy het dit by die mark gebruik om as 'n stempel te druk op die transaksies wat hulle aangevang het. So sy pa het hom basies 'n chequeboek gegee. Die voete beklee met skoene, die vetgemaakte kalf waaroor sy broer so die horries ingeraak het, is geslag en daar is fees gevier. Sy broer sê naderhand vir sy pa, hy sê, maar weet, ek het nie eens 'n ou bokkie gekry om saam met my vriende te slag en vrolik te wees nie. Die veroordeling. En sy pa verwys die heeltyd na sy seun wat weg was, wat verlore was, wat nou terug verwelkom is, wat beloon is vir die feit dat hy tot inkeer gekom het en teruggekeer het. Inkeer, terugkeer, herstel. Geen veroordeling van die Vader nie. Dit is met ons presies dieselfde. Op daardie selfde wyse, wanneer ons tot inkeer kom, wanneer ons onsself vind dat ons moet nou terugkeer na ons Vader toe, is daar geen veroordeling nie. As geen rede vir enige van ons om te dink, my sonde is te groot, my oortreding is te erg, die misdade wat ek gepleeg het, is net te grof, te cru, ek sal nie in die hemel kan in nie. Die moordenaar wat langs Christus Jesus aan die kruis gehang het, is daardie dag nog, soos ons ek my ander dag herinner het, saam met Christus, daardie selfde dag nog in die paradys. Daar is niks wat die bloed van Jesus nie kan wegwas nie. So hier kom 2026 nou aan. Elkeen van ons het nuwe voornemens gemaak, elkeen van ons het nuwe doelwitte gestel, en daar wag 'n nuwe lewe op die van ons wat nog nie daar die eerste tree gegee het in die rigting van ons Here Jesus.
Daar wag 'n nuwe lewe, 'n nuwe onthulling van Christus se eienskappe aan die van ons wat nog nie daar was. En ek dink dit is omdat ek oor hierdie boodskap getop het, dat die Here vir my gesê het, ek is selfsugtig. Waarvoor sal u Sondag moet kom bywoon om te hoor van my selfsug? Ons, soos ek beloof het, net 'n kort gedagte. Net dit wat vir my belangrik is, wat ons nooit moet vergeet nie, nooit uit die oog uit moet verloor nie. Mens praat baie keer van iets wat so wyd is soos die Here se genade. Maar die Here se genade kan nie vasgepen word nie. Dit kan nie bepaal word nie. Dit kan nie afgebaken word nie. Daardie genade vloei uit die troonsaal uit vir ieder en elk van ons, elke liewe dag van ons lewe. En dit vloei oor elke een van ons. Ons broers, ons susters, ons geliefdes, of hulle nou die Here dien of nie. Die Here se genade is vir elke liewe ene van ons. Voordat ons, ek sluit daarmee af, voordat ons na die tafel toe gaan, wil ek net noem dat die nagmaaltafel is nie die Volle Evangelie Kerk se nagmaal nie, dit is nie hierdie kerk se tafel nie, dit is die tafel van die Here, en elkeen staan vry om daarvan te gebruik. En dan bygesê, as die Gees u nie oortuig van skuld en sonde en laste nie, dan staan u vry om die tafel van die Here saam met ons te gebruik, tot die eer en die verheerliking van die Here. Wanneer ons in gedagtenis roep, die prys wat die Here vir ons betaal het, sy gebroke liggaam en die bloed wat vir ons gevloei het, ter vergifnis van sondes. Die hele Nuwe Testament is geskryf in die bloed van Christus Jesus. Hierdie nuwe jaar wil ek jou aanspoor, doen wat u hand vind om te doen. Daar is mense wat klaar in die tuig trek, daar is mense wat klaar ingespan is om vir die Here te werk, daar is mense wat klaar 'n veelvoud van take doen. Maar as u hand iets vind om te doen vir die koninkryk van Christus Jesus, doen dit met oorgawe, bid leiding van die Here af en doen dit. Amen.